ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 160. Ek is professor Hans Rethlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek Waarom 'n vierde Afrikaanse Bybelvertaling, ook 'n moed vir enige boek raak. Vir enige een wat in die teologie studeer of in die eskatologie, dis 'n moedboek daar. Die inligting daaraan is ongeëwenaar. Dit bring jou die verskille tussen die 33 en die 83 Bybel uit. Jy kan vir 2-3 jaar net uit daai boek uitwerk, met al die inligting wat daar is. Kontak ons, dis 'n A5 boek, korte, kontak ons 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, is u verskriklik welkom, maar u moet by deel 1 gaan begin, ongelukkig. Hoekom? Daar's soveel inligting wat jy reeds gemis het. En kennis is mag. Uiters noodsaaklik dat jy moet inteken op ons YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings kan ontvang van al die boodskappe. Halleluja. Deel dit, die kennisgewing met jou vriende en jou familie, en almal wat jy lief het. Is lewensveranderend, skryfblokpen en 'n 33 of 'n 53 Bybel is. Uiters noodsaaklik, net nie 'n 83 Bybel nie. Hoekom nie? Want tussen die 33 en die 83, 9000 skriftuurlike veranderings, 18 totale skrifweglatings, en 'n klomp ander goed. Dis hoekom jy die boek moet kry, Waarom 'n vierde Afrikaanse Bybelvertaling. Dis die grootste kuns wat jy ooit kan doen. Kom ons bid saam. Dankie Vader Jaffa vir vanmôre waar ons by mekaar is om weer in u teenwoordigheid te wees. Nie dat ons net in die teenwoordigheid kom wanneer ons in die Bybelstudie is nie, maar ons op die manier ons dag kan begin in u teenwoordigheid en in die geopenbaarde woord, saam met Jaffiste wêreldwyd. Dankie Vader vir elkeen wat vanmôre na hierdie woord luister. Ek wil bid dat die kalmte, vrede en rustigheid in elkeen se lewe bring. In die wete dat u leef. Al is daar sulke groot storms daar buitekant wat woed, steeds is u in beheer. En ek bid vanmôre vir vrede en kalmte en rustigheid in elke Jaffa se lewe. Seën ons vanmôre, maak die woord lewend in ons midde. Ons bid dit in die naam van Jaffa ons Elohim. Halleluja. Laat dit so wees. Halleluja. Nou ja, vanmôre het ek afgesluit met die gebed in die naam van Jaffa ons Elohim. Ek kan ons in die Vader se naam ook bid en afsluit. Halleluja. Prys hom. Want die Bybel sê alles wat julle bid en julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Nou dink ek weer aan iets. Woord sê julle bid omdat julle verkeerd bid. Julle bid en julle ontvang nie wat julle bid verkeerd. Die woord sê alles wat julle die Vader in my naam vra. Dis Jaffa wat by sy disippels leer. Alles wat julle vir Vader Jaffa in my naam vra, dit sal julle ontvang. As ek bid ek tot Jaffa, my Elohim. En ek maak my behoefte aan hom bekend. Alhoewel die woord sê, hy weet alles, ram voor ek gespreek het hy reeds geweet. Maar, jy weet, hoe lang dink jy gaan jou huwelik hou, as jy nooit vir jou vrou sê, jy is lief vir haar nie. Sy weet jy het haar lief, maar jy moet dit vir haar sê. Jaffa, ek bid na Jaffa toe, in die naam van Jaffashua. Hoekom? Want Jaffashua sê, aan my is gegee, alle mag in die hemel en op die aarde. Wat 'n voorreg. Dat ons vanmôre, ek wil dit 'n chain of command het, waardeur ons funksioneer. En dis nie waar dit stop nie. En dan het ons nog die Ruach HaKodesh, wat in en deur ons funksioneer. Wat 'n vrede. Wat 'n vrede.
Wat 'n vrede. Halleluja. Ons is besig met die laaste gedeelte van Spreuke 12. Kyk of ons dit kan klaarmaak. Hy sê Spreuke 12:26 die regverdige. Nou moet jy mooi luister. Maar verskoon as ek so hierso, dit is ek het my snor gesny en dit is altyd soos 'n foksteerder se haartjies wat so op sy rug staan. Daar's altyd een of twee wat rondkramp. Ek het al my snor afgesny van my vrou te sê ek is dood. So ek wil nie na haar huis toe gaan. Ja. Daar's twee dinge, ek wil al my snor afgesny het en ek wil al 'n baard gegroei het. Jy's nie in my leeftyd nie, sê sy. Ja. Die regverdige vind, ekskuus tog, ek vra verskoning, ekskuus tog. Anders te gaan die ding nou al die tyd net my aandag aftrek. Hy sê die regverdige vind sy weide uit. Die regverdige vind sy weide uit. Nou wat beteken hierdie weide? Dit klink amper soos weiding. Die regverdige vergroot sy weiding. Hierdie weide is ook vir my kennis. Die regverdige vind sy kennis en hy brei dit uit. Hy vergroot dit. Hy maak dit meer. Ons as Jafiste moet nooit tevrede wees waar ons is nie. As ek en Pastoor Rika tevrede was toe ons tot die geopenbare name gekom het en ons het net daar gebly sit, dan het ons vandag nog net daar gesit, dat ek en sy en die kinders het dalk geweet en so 'n paar om ons. Maar ons het die begeerte, omdat ek 'n evangelis is van my kinderdae af, om die woord te saai. En dis hoekom van 17 jaar oud af het ons onder die kleerlinge in Reigerpark gepreek, daai jare in Boksburg. Hoekom? Ons was evangeliste. Ek en Renus Pretorius en van die ander ouens, ons het in Belgravia gepreek. Op die hoek van 3de straat en wat was die ander straat se naam? Ons het daar gepreek. Vir die prostituie en die dronkies. En ander mense tot bekering gekom. En dit het daar gemeente ontstaan. Ons het 'n vis en chips winkeltjie gehuur, so blou vis en chips winkeltjie. So om wit geverf en banke, stoele gekry en toe begin ons kerk hou daar. Ons jong ouens. En nader was daar meer mense buite op 'n Sondag buite kan die vis en chips winkeltjie. Ons het nie vis en chips verkoop nie. Ons het woord gebring. Verstaan jy wat ek sê? So as ons net gesit het met wat ons gehad het, dan het ons vandag nog net gesit. Ek en u begeerte moet wees om uit te brei. Dis nie om meer te in nie, dis om siele in te bring. Jaffa die siele kan red. Ek dink die dag as ek nie meer kan die woord bedien nie, as ek nie meer kan skryf nie, as ek nie meer kan preek nie, as ek nie mense kan bedien nie, dan moet ek dood wees. Hoekom? Dis ons bediening. Om die liggaam van Jafashua te bedien. En ons soek altyd vir maniere om dit uit te brei. En dit is nie om dit uit te brei soos in die kerke nie. Jy het nog nooit gehoor tiendes spreek nie. Nog nooit. Ek sê as jy wil saai in die koninkryk is jy welkom. Maar ons het 'n begeerte om die koninkryk groter te maak. Ons moet nooit tevrede wees met ons eie situasie nie, ook waar u is. As u dan begin het deur die fisieke kaartjies uit te sit 5 'n dag, dan moet jy sê ek gaan kyk of ek nie kan 8 of 10 'n dag uitsit nie. Al los ek wel net op verskillende plekke. Iewers te gaan iemand dit kry. En jy kan dit in Engels doen ook. Dan sit jy net die Engelse website op. https://jaffa.co.za. Die Engelse een is Jaffa, die Vader. Die Afrikaanse een is Jafashua, die webtuiste. En my telefoonnommer. En dan saai jy dit. Of jy maak hom een kant Engels en een kant Afrikaans. Hoe maklik is dit?
So die ou wat hom kry kan besluit. Die regverdige vind sy weide uit, maar die weg van die goddelose laat hulle dwaal. Hoekom? Want hy het nie 'n spektrum nie. As hy iets dink, is dit korrupsie. Die goddelose. As hy iets dink, is dit om iemand te na te kom. Maar ek en u vanmôre, wil jy in die krag van die Ruach wandel. In daai verskriklike blydskap van Jahwe. Ek het 'n blydskap oor my om te weet dat Jahwe ons so lief gehad het, dat hy nie net sy seun vir ons gegee het nie, maar dat hy vir ons die woord kom openbaar het. En aan ons sy 2 koninklike wette kom oopmaak het. Hoor Israel, Jahwe jou Elohim is een. Ek aanbid nie 'n Trinity God nie. Niks. Ek aanbid Jahwe, my Elohim, wat in 3 tye gemanifesteer het. Wat? Ja. In die Ou Testament het die Vader gemanifesteer deur die 613 wette van Moses. In die Nuwe Testament het hy deur Jahwe op die aarde gemanifesteer. Vandag, in die 21ste eeu, al van 2000 jaar af terug tot nou toe, manifesteer hy deur die Ruach HaKodesh in ons sielsdimensies. So in die begin was dit die woord oor die Israeliete. In die Nuwe Testament was dit by Jahwe tyd, was dit die woord by die mense. Vandag is dit die woord in die mense. Maak dit om 3 gode? Nee, dit maak om 1 Elohim oor 3 tydperke. Kry my reeks wat ek gepreek het oor die godheid van Jahwe, die bo-natuurlikheid van Jahwe. Jy kan dit kry ook deur na die Hebreëse reeks te luister wat op YouTube is. Begin by Hebreërs hoofstuk 1 en stap hom deur. Halleluja. Dis maar hoe so die Ruach HaKodesh my gee. Hy sê die regverdige vind sy weide uit, maar die weg van die goddelose laat hulle dwaal, laat hulle wegraak. Hy wat traag is, hy en sy wat traag is, wat stadig is, wat nie lus het nie, wat, jy weet nie wat die een is gewoonlik die een wat traag is. En ek het dit in my lewe uitgevind, baie vroeg, is daai een wat sonde in sy lewe beskerming toemaak. Is wanneer hy tot bekering gekom het, hy het nie gekom en als oopgemaak nie. Jy sien, hy dink hy kan Jahwe blaf. En ek wil weer sê soos Pa nie gesê het, ek hoor Dani Botha praat ook nou die aand van dit. You can bluff some people sometimes, but you can't bluff all the people all the time. Het is wonderlik die ouens luister na die boodskappe, maar so daar's 'n kans dat die ouens se oë kan oopgaan. Ek het nou weer met Dani Botha hierdie reeks wat hy nou gedoen het oor die wegraping. Wat gebeur na die wegraping? Ai. Daai man is so de mekaar soos 'n verkleersmannetjie op 'n Smartie box. Maar ek kan nie weer en weer oor dieselfde goed teruggaan nie. Hulle stel nie belang nie. Jy weet, al wat ek doen, ek bid, ek sê Vader, red hulle siele. Want weet jy wat gebeur? Na die eerste reeks, waar 300.000 mense gekyk het na my uitsendings, wel meer is dit, na die 3 reekse, en hy nie die guts gehad het om my voor die kameras te sien nie, en nou nog nie, dat ons 'n debat het, en dan sien wie's reg en wie's verkeerd, dan wat die mens kan doen is bid. En sê Vader, red hulle siele. Hulle almal luister ons prediking, die teachings, hulle lees die boeke, maar hulle wil nie. Hoekom? Het gaan oor die goed. Ai. So jammer, wanneer geld jou God geword het. Dit is so jammer, dat alles oor die goed gaan. Dis waar jy bly en wat jy ry, en wat jy in die bank sit. So jammer. Dit is so verskriklik jammer. Maar ons bid vir die mense. Ja, ek weet, dis nie, ek voel net baie keer dat ander moet ook saam bid. En dis hoekom ek dit noem nie so. En omdat ek nie 'n reeks gaan doen oor die goed nie, wil ek vir jy sê, as jy na daai goed moet luister, jy kan, daar's eers 'n wegraping en dan's daar 'n wederkoms en jy gaan in die groot verdrukking gaan jy gered kan word. Al die goed wat met Israel te doen het.
Die kom hulle uit. Post-tribulation. Jy kan deur die groot verdrukking gaan en dan nog gered word. Kan mense nie gewone Afrikaans lees nie? Dan 'n ander ding wat hy gesê het nou die dag, is dat 1/3 van Israel gaan gered word in die groot verdrukking. Hy het nie besef nie, dis net Israeliete wat gered word in die groot verdrukking. Nee, die Heilige Gees is op die aarde, sê hy. Regtig. Hy is weggetrek. 2 Tessalonisense 2 sê, julle weet wat hom terughou sodat hy hom nie self kan openbaar nie. Die anti-kris kan hom nie openbaar, solank as die Heilige Gees op die aarde is. En hy ken die skrifte. Hy ken die skrifte. Hy sê, wat traag is, jaag wilde diere nie op nie. Vers 27. Hy wat traag is, jaag sy wild nie op nie. Maar vleit is 'n kosbare skat vir 'n mens. Hy wat traag, wat stadig is, jaag sy wild nie op nie. Maar vleit is 'n kosbare skat vir 'n mens. Vleit is om vlytig te wees. Dis nie daai vleit nie. Dis vlytig wees. Hy wat vlytig is. Hy wat ywerig is, sy wat ywerig is. Hulle wat 'n rede soek om die koninkrykswerk van Jahwe te doen. Vers 28, op die pad van geregtigheid is lewe. Op die pad van geregtigheid, nou gesê. Ons is 3 die geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenode en die geregtiges. Daar's die 4de G, ek het nou die dag vir jou gegee, geregtigheid. Hy sê die pad van geregtigheid is lewe. En die rigting van die pad, kyk na die pad, 'n koppelteken, van die pad is onsterflikheid. Gaan ek nie sterf nie? Nee, jy gaan jou asem uitblaas, jy sal doodgaan, die kar kan jou doodry. Maar al het ek gesterwe, Paulus sê, al het ek gesterwe, ek sal weer lewe. Joshua sê, al het ek gesterwe, ek sal lewe. Ek sal weer lewe. Hoekom? Daar's lewe na die dood. Vir die ongoddelikes, pyniging eendag na die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11 tot 14, hulle gaan hel toe, maar vir die bruid van die oomblik dat ons weggeruk is in die heerlikheid. Inteendeel vandag is lewe ons in die heerlikheid as konings, seuns en priesters van Jahwe totdat hy kom. Die naweek is hierso, kom ons wees 'n getuienis, maak jou fisieke kaartjies, gebruik hulle, wees 'n seën vir ander en kom ons bid en vra Jahwe om ons te lei, dat hy ons stuur waar hy ons wil stuur en ons gebruik soos hy ons wil gebruik tot eer van sy naam. Kom ons wees 'n getuienis. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.